Goeiemôre almal. Mag ons saam wees die Here verheerlik. Hy wat ons harte kan lees. Mag dit wat hy in ons harte en ons gesindheid lees, hom werklik behaag. Ook julle wat inskakel. Mag julle deel wees van hierdie gemeenskap wat in harmonie voor hom is. Almal skape van dieselfde kudde. Kom ons sing daarvan dat hy ons herder is. Hy's 'n goeie herder vir ons. Hy sorg vir ons. Hy gee ons nuwe krag. Hy lei ons op die regte pad waar ons agter hom of volg. Selfs vir donker dieptes in die lewe hoef ons geen vrees te hê nie, want hy is daar. Hy hou ons veilig in sy hande. Ja, en dan is ons tuis in sy huis, in sy gemeente, in sy gemeenskap, waar ons vir ewig bly. Kom ons sing hierdie 4 verse terwyl ons so sit. Jesaja 40 en Jesegiel 34. Die Here God kom. Hy is die magtige. Hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort, is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroë. Ek sal self my kleinvee se herder wees en hulle rustig laat lê en herkou, sê die Here my God. Ek sal die wat weggeraak het soek, die wat weggedwaal het terugbring, en die wat seer gekry het se wonde versorg, en die swakkes sal ek help. Vir elkeen in sy kudde, elkeen wat aan God behoort en in Christus glo. Genade vir jou en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, ons Verlosser. Kom ons loof hom. Kom ons roep mekaar op, o volk van God, verhef julle stem. Loof hom, daardie kind uit Bethlehem. God het mens geword. Hy het die pad van leed verstaan, hy het hom geloop, hy het hom deur die kruis gegaan, hy het sy bloed gestort. Ja, loof hom, die Here van sy kerk. Prys hom vir sy verlossingswerk, vir sy genade. Selfs die graf kon hom nie hou nie. Hy het opgevaar. Loof hom. Hy kom weer. Hy kom weer voorwaar en daarom juig ons van vrede. Kom ons staan en dan sing ons dit en ons bly staan.
Daar is soveel dinge in hierdie lewe waarvoor ons besef, ons het troos nodig. Veral natuurlik in ons verhouding teenoor die Here. Ja, kom ons bely uit die Heidelbergse Katekismus dat ons enigste troos in lewe en dood is dat ons nie meer aan onsself behoort nie, maar ons behoort aan Hom, ons goeie herder. Niks kan ons van Hom skei nie. Hy het ons losgekoop met sy kosbare bloed. Die doop is 'n seël, is 'n waarborg wat die Heilige Gees gee dat hy ons kinders van God wil maak. Ja, die onfeilbare woord van God is die gids wat ons lei. Niks kan ons van Hom skei nie. Kom ons bely dit saam en daarna kan ons gaan sit. Ons het gesing daarvan dat hy ons vrygekoop het, dat hy ons losgemaak het, dat daar voldoen is aan al God se vereistes, en vir elkeen wat in Jesus Christus glo, is dit so. Maar dit beteken nie dat ons lewe soos ons wil nie. Juis beteken dit dat ons in Hom gesterf het, en dat dit hy is wat in ons lewe. Dat ons nie die wil van die Here wil doen om vir Hom terug te betaal nie, maar dat ons die wil van die Here wil doen omdat dit hy is wat in ons is. Ons vrygemaak, maar ons tog lei om weer beeld van God te wees. En hy maak dit duidelik vir ons, hoe moet ons lyk om weer ware beeld van God te wees. Kom ons lees vanoggend uit Galasiërs uit. Ek lees Galasiërs 5 van vers 13 af. Julle, broers en susters natuurlik, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met ons sondige natuur. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees, as julle deur die Gees laat lei, dan staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Daar is dus nog baie ander wat mens sou kon noem.
Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis ontvang nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde en vreugde en vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dis die woord van die Here. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees dan ook ons gedrag bepaal. Kom ons bid saam. Onse Vader, dit is vir ons 'n vreugde om voor U te kom. Daar is vir ons so 'n vrede in hierdie hele wêreld, wat ons partymal deur die week in angstigheid dalk kan mis, maar wanneer ons hier is voor U saam, dan ervaar ons iets daarvan. Van U saligheid, van U vrede, van 'n rustigheid, van die koelte en die waterstrome van lewe deur U Gees. Ag Here, mag ons altyd 'n hinkering hê na hierdie gemeenskap met U en hierdie gemeenskap met mekaar. Dankie dat dit deur Jesus Christus is wat ons hier is en hier kan wees. In U allerheiligste. Op 'n pad deur sy geskeurde liggaam heen. Dat ons voor U kan staan sonder ons sonde en in sy geregtigheid. Dankie Here vir die vergifnis wat U gee aan elkeen wat in U glo, en dankie vir die geloof wat U ons gee, sodat ons kan glo en glo. Vergewe ons waar ons nog struikel en val. U weet dit beter as ons, hoe ons tekort skiet. Maar dankie Here dat ons in hartseer voor U kan vra vir belydenis sonder om moedeloos te wees. Want U maak juis vol, U vul juis aan, U maak juis heel. En die werk wat U in ons begin het, weet ons sal U klaarmaak. Sodat ons eendag rein en onbevlek voor U sal wees. Volkome in sy geregtigheid. Maar tot dan wil U ons deur U Gees aanpor, wil U ons aanhits, wil U ons wakker maak en aanvuur om al meer en meer te lewe soos U, dat al meer en meer vrug van die Heilige Gees in ons sal wees, en al minder en minder van onsself en van wat ons wil, maar al meer net van wat U wil. Dat ons lig al duideliker en helderder sal skyn, nie net vir mekaar nie, maar juis ook in die gemeenskap en in 'n wêreld wat in wanhoop is, selfs hulle wat dink, dis goed. Bewaar ons juis, Here, van misverstande en dwaallering in die kerk. Hou ons hier vas aan U woord, help ons om regtig U te leer ken, om U stem te hoor, en wil U deur U Gees ons dan wakker maak om te volg en te luister, te verander. Here, as ons so by mekaar is, dink ons aan hulle in ons midde en ons geliefdes wat deur moeilike tyd gaan. Wat nie die gemeenskap wat ons kan hê, kan beleef nie. En besonder vanoggend dink ons soos elke keer aan Wally en Penny by die huis en sy siek wees. Ons dink aan Mary later gaan ver in Mosselbaai, om Koos van Rooy en Louis Trichardt, André Du Plessis in Pretoria. Dankie dat Elsabie vanoggend weer by ons kan wees met Shirley Buys en die omstandighede waarin sy swaar kry. Dankie dat die toetsreeks van die kinders verby is en dat daar 'n vakansie is wat voor lê, en ons vra Here, mag dit regtig vir hulle 'n tyd van rus wees, 'n tyd van meer en 'n bietjie
dieper gemeenskap in die gesin. Dat ons onderwyseresse en onderwysers 'n blaaskans mag kry. Help ons in ons verhoudings tussen ouers en kinders, Here. Veral in ons gesprek oor hoe ons geloof ervaar en hoe ons U ken en ons wil aan U opdra al die gelowiges oor die wêreld heen wat in verwarring mag wees, wat verstrengel kan wees in die wêreldse verleidings. U skape wat dalk verdwaal, bring hulle terug, Here. En vir hulle wat in U is, hou hulle vas, Here, maak hulle sterk, gebruik hulle getuienis, dat hulle lig skyn. Help ons om te hoor wat U vir ons sê. Help ons om te luister. En help ons om te volg, Here. In Christus vra ons dit deur die krag van die Gees. Amen. Ek wonder of julle agtergekom het wat ek met die skyfie bedoel het. Kan julle, kom ons kyk net eers wat is dit, dan verstaan ons wat is dit. Yes, Wikus, wat wil jy? Jy moet hard praat, Wikus, hierdie waaier hier by my, waai my ore toe. Sal iemand met 'n harde stem vir my help? Dis 'n geskenk in hande. Ja, dis 'n geskenkie in hande. Maar kyk 'n bietjie hoe is daai geskenkie toegemaak. Kyk eers binne in die boksie. Sien jy, daar's 'n geskenkie wat toegedraai is met 'n lint om dat die papier nie loskom nie. En dan sy binne in 'n Ziploc sakkie toegeseël. Jy dink dis genoeg. Nee, dan sy nog binne in 'n tapperbakkie toegemaak wat ook toe is. En dit word dan beskerm, vasgehou met hande van onder af, soos 'n ma se hande. En dit word van bo af ook nog vasgehou, soos met 'n pa se hande. Ja, Wikus. Dit klink vir my asof hy die waarheid hier weet het. Help my. Jy's reg, Wikus, nou hoef ek niks verder te sê nie. Het julle gehoor? Dis hoe Jesus ons beskerm. Hy maak ons so toe. In hierdie lewe voel dit partymal asof dinge met ons skeefloop. Maar ons binnekant, wie ons regtig is, dit hou hy toe en hou hy vas. En dis waaroor vandag se preek gaan. Hy hou ons so vas dat niemand hom uit sy hande kan vat nie. Hierdie prentjie is nou maar prentjie van mense hande nie, maar Jesus sê, hy hou ons in sy hande vas. En hy sê, God die Vader hou ons ook in sy hande vas. 'n dubbele stel van goddelike hande, dis wat God, waarmee hy ons beskerm. Niks kan ons van hom af wegvat. En dit gee vir ons baie, baie troos. Kom ons sing, waar ons sing dat God wat sê, wees stil en weet, ek is die Here. Ek sal jou getrou bewaar, ek is by jou. Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 10.
En ons is besig in 'n reeks waar ons fokus op 'n biografie van Jesus se lewe hier op aarde. En ons is in daardie reeks is ons by die plek waar ons kyk na 'n paar uittreksels van die blye evangelie boodskap wat Jesus self verkondig het. Ons het begin met hierdie deel deur stil te staan by die samevatting, die allerbeste nuus wat daar sekerlik kan wees. En dit is dat elkeen wat in afhanklike vertroue opkyk na hom as die gekruisigde Christus en in hom glo, hulle sal die ewige lewe hê. Hulle sal nie verlore gaan nie. Daarna het ons gefokus op wat hy gedoen het om ons met God te versoen. Hy het die wet van God vervul. Hy is die een na wie die seremoniële wette so vooruitgewys het. Dit is hy. Hy het al die morele wette het hy perfek geleer en uitgevoer en hy was die perfekte uitbeelding van God se beeld. God tussen ons. Hy het sy ewige beeld as seun van God wat hy is, het hy in sy mense lewe kom uitleef. Hy het nie net ons sonde op hom geneem en vir ons gesterf nie. Nee, hy het perfek gelewe sodat hy ons met sy geregtigheid beklee het, dat ons daarin voor God staan. Die volgende fokus was sy uitspraak dat daar geen ander weg is, geen ander pad is om met God versoen te kan word, behalwe deur hom en deur hom alleen. Enigeen wat iets anders dink of verkondig, is op 'n dwaalspoor. Jesus Christus alleen. Verlede keer het ons toe gefokus, wat hy gesê het, die noodsaaklike ding, voordat jy in die koninkryk van God kan inkom, is dat jy deur die Heilige Gees van bo af gebore moet word. Ja, ons moet glo om verlos te kan word. Maar ons kan net glo en ons sal glo wanneer hy die wedergeboorte werk in ons. Onthou julle, soos die wind wat waai waar hy wil en wedergeboorte werk in wie hy wil. Vandag wil ek stil staan by 'n belofte wat Jesus maak, dat ware gelowiges nooit weer verlore kan raak nie. Dis nie iets wat ons gereformeerde voorvaders soos Johannes Calvijn uitgedink het nie. Jesus Christus, die Seun van God, leer dit self. Kom ons lees uit Johannes 10 uit. Ek gaan lees van vers 14 tot 16 en dan weer van 22 tot 30. Ek is die goeie herder, sê Jesus. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Dan vers 22. Dit was daardie tyd, dis 'n ruk daarna. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgebring en vir hom gesê, hoe lank gaan hy ons nog in onsekerheid hou? As hy die Christus is, sê dit reguit vir ons. Hulle wou dit natuurlik hê sodat hulle hom kan beskuldig, nee, sodat hulle hom dadelik en vinnig van hom kan ontslaa raak. Jesus antwoordde hulle, ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.
Ek en die Vader is een. Dis die woord van die Here. Dis regtig nie moeilik om te verstaan nie, nê? Wie is die skape? Almal vir wie hy aan die kruis gesterf het, almal wat in hom glo. Eers die skape uit sy eerste kraal, die gelowiges uit God se volk, Israel, wat hy deur die Ou Testament gevat het, reg van Adam af, Abraham en almal. En daarby dan kom hy en hy bring ook die skape van 'n ander kraal. Dit is gelowiges soos ons, uit al die ander nasies. Almal saam met die eerstes, almal saam in een skaaptrop, een kudde van een en dieselfde goeie herder, Jesus Christus. Daar is nie meer twee krale nie. Dis nie dat die kerk in die plek gekom het van Israel nie. Dis dat dit verder gaan en meer word. Dis dat dit bykom. Saam een kerk van gelowiges van alle tye en van alle plekke af, van Adam af, tot die dag wanneer Jesus Christus weer kom. Een kudde, een herder. En nou sou mens kon vra, maar wat bedoel Jesus as hy dan nou sê, dat nie een van sy skape sal verlore gaan nie, en dat niemand dit uit sy hand uitruk nie? Jy weet, wat hy eintlik hier bedoel, is dat hulle nooit verlore sal gaan nie, en dat niemand hulle uit sy hand uit gaan ruk nie. Dis wat daar staan. Nie een wat opreg in Jesus Christus glo, sal ooit verlore gaan nie. Dit kan nie, want hulle is in sy hand. Eenmaal 'n kind van God deur geloof in Jesus Christus beteken altyd 'n kind van God. Is dit nie die allerwonderlikste troos en die versekering om te hoor nie? Ek is 'n kind van God. Ek sal altyd een wees. Niks kan daaraan verander. As dit so eenvoudig is, dan kom mens nou vra, maar hoekom is dit dan so dat mense so sukkel, selfs ernstige gelowiges wat sukkel om dit net as 'n eenvoudige waarheid te aanvaar en te glo? Ja, waarskynlik omdat daar voorbeelde is in die Bybel, selfs in die Bybel, wat dit lyk asof die werklikheid bots met hierdie woorde van Jesus. Ook skrifgedeeltes wat lyk asof dit iets anders sê. Maar voordat ons nou daarna kyk, kom ek sê, dit kan nie wees nie. Die absolute waarheid en die betroubaarheid van God se woord hang nie af daarvan of ons dink daar's teenstrydighede, of ons dink daar is iets wat ons nie verstaan nie. Dink 'n bietjie. Hoe sou Abraham kon verstaan dat God in die eerste plek vir hom sê, Isak is die kind van die belofte en van die toekoms, en net daarna sê die Here vir hom, gaan offer die kind? Abraham het dit nie gedoen omdat hy verstaan het wat hier aangaan nie. Hy het dit gedoen omdat hy God ken en omdat hy God glo en omdat hy alles wat God sê aanvaar as die waarheid, want God sê so. Bloot omdat hy vertrou het dat God die kloutjie by die oor sal bring, al kan hy nie. Nou goed, ons wil eintlik fokus op dit wat Here gesê het. Maar dis tog nodig dat ek wil seker maak dat nie een van ons sukkel met daardie sogenaamde teenstrydighede nie, want daar is nie. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat van Jesus se woorde in Matteus 7 vers 21 tot 23? Daar sê hy dat hy eendag vir mense wat in sy naam gepreek het en selfs wonders gedoen het, sal sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af. Of sy woorde in Lukas 17, vers 25 tot 27, dat hy vir mense wat intiem met hom saamgelewe het, saam geëet, saam gedrink het, wat ander van hom geleer het, en as hulle dan vra dat hulle by die koninkryk wil ingaan nadat die deure toegemaak is, dan sal hy vir hulle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie, maak dat julle van my af wegkom. Wel,
om dit te verstaan, moet mens tog elke keer weer gaan, soos wat ons altyd maak met die Bybel, is om te kyk, wat het daai woorde, in watter konteks het hy dit gesê, met watter gesprek was hy besig toe hy dit gesê het. En in beide gevalle, is dit duidelik dat hy met iets anders besig was. In Matteus was hy besig om te praat oor die twee paaie in die lewe. Die een 'n breë pad en die ander een 'n smal pad. Van twee fondamente, een van waarheid en een van valsheid. Van valse profete wat in skaapklere kom en eintlik verskeurende wolwe is. En dis dan wat hy vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Ekskuus. Jy sien, sonder 'n persoonlike, nederige geloof kan selfs preke en wondergenesings niks anders wees as bloot 'n misbruik van sy naam nie. As jy nie glo nie, as jy nie regtig in hom is nie, as jy jou eie ding doen, soos 'n prediker in ons tyd in sy boek geskryf het vir baie jare, kon ek nog steeds verkondig, want ek het in die konsepte geglo, al glo ek nie meer in God nie. In die konteks van Lukas se gesprek, was hy besig om te praat oor hoe min mense deur die smal poort, of deur die klein deurtjie kan gaan, in Jesus se koninkryk in. En dan, wanneer die deure toegemaak is, daar die smal poort ook toe is, dan vra baie om ook in te kom. Maar toe die deur nog oop was, waar was hulle toe? Toe het hulle nie in geloofsoorgawe na hom toe gekom nie. Selfs al het jy ander geleer, maar as dit sonder 'n persoonlike geloof is, dan bly jy buite staan, totdat dit te laat is. Jesus praat dus nie daar van regte skape nie, maar van wolwe in staapsklere. Ja, maar nou sou iemand kon sê, wat van die voorbeelde in die Bybel? Van Saul, van Salomo byvoorbeeld. God het hulle self aangewys. En sy aanvanklike seëning het uiteindelik uitgeloop op 'n verwerping. Maar as jy mooi kyk, dan wonder jy ook, is dit hoe regtig skape van die Here lyk? Kom ons kyk daarna. In 1 Samuel 5 lees ons van Saul, dat hy eers sy ongehoorsaamheid aan God heeltemal ontken het en probeer verdoesel het. Maar toe hy dit later wel bely, toe vra hy nie vir Samuel om te sê, ek bid tot die Here vir my vergifnis nie. Nee, hy vra vir Samuel, dat Samuel asseblief hom sal eer as koning, en saam met hom sal gaan om te aanbid. En dan vra hy nie, dat Samuel vir ons God sal aanbid nie, maar hy sê vir Samuel, dat u vir u God aanbid. Samuel se God, nie Saul se God nie. En dan vra hy nie, dat hy sal vra vir vergifnis nie, maar vir eer vir sy volk. Dink jy, dis hoe 'n skaap van Jesus klink? Salomo wat so vroom en reg begin het, opreg gevra het vir wysheid, dat hy hierdie volk van God reg mag lei. Maar wat uiteindelik God verloon het, met afgode van die 1000 vroue waar agter hy aangeloop het, die vroue en die afgode. In 1 Konings 11 lees ons, dat God 2 keer aan Salomo verskyn het, en hom uitdruklik teen die afgode gewaarsku het. Maar te vergeefs. Samuel het nie geluister nie, nie tot inkeer gekom nie. Klink dit vir jou soos 'n skaap van Jesus? Nee, met Dawid was dit heel anders, nee. Kyk na hom as jy wil weet, hoe 'n skaap van Jesus reageer, wanneer hy net soos ander mense in sonde val. Liederlike sonde soos Dawid gedoen het, egbreek gepleeg en toe dit met die moord probeer wegsteek. Dan lees ons in 2 Samuel 12 van sy reaksie, sy sondebelydenis toe hy tot die besef gedwing word. Sy reaksie, ek het gesondig teen die Here. En dan sy opregte en sy hartverskeurende gebedssmeking in Psalm 51. Wees my genadig, o God, in die troue liefde.
Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Dis tog hoe 'n skaap van Jesus klink. Die beeld wat Jesus gebruik van die skape wat hom hoor, is 'n baie bekende beeld destyds, waar die klomp skape van 'n klomp herders is almal deur mekaar hier in 'n bondel met mekaar. En as hulle nou klaar is met wat hulle daar wou doen en elkeen wil sy eie pad gaan, dan loop die herder. Hy loop net. En hy fluit of hy roep of hy praat. En sy skape wat hom ken, kom dan uit hierdie hele gebondel uit en hulle loop agter hom aan. Hulle ken sy stem en hulle volg hom. Die ander is nie van sy skape nie. Hulle volg hom nie. Hoe weet jy, hulle is nie van sy skape nie? Want hulle volg hom nie. Ek hoop regtig, hierdie voorbeelde en hierdie verwysings na die tekste sal jou help om te weet, daar is nie teenstrydighede in wat Jesus hier sê nie. Hierdie staan op sy eie twee bene as 'n absolute waarheid, want dit kom met die goddelike gesag van die Seun van God self. Kom ons kyk na sy woorde. Wie is sy skape? Is jy een van hulle? Vra jouself en toets jouself. Sy skape glo in hom as hulle verlosser. Hy sê dit duidelik. Want uit vers 26 sien ons, as hy vir die fariseërs sê, julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Met ander woorde, as jy nie glo nie, is jy nie van sy skape nie. Of andersom, as jy van sy skape is, dan glo jy in hom. Jesus se skape luister na hom as hulle koning. Hy is nie net hulle verlosser nie. Hy is hulle koning. Hulle luister nie soos die fariseërs en die ongelowiges om te kyk waar kan hulle fout vind of hoe kan hulle hom uitvang om van hom ontslae te raak nie. Hulle luister nie met minagting soos Saul en Salomo nie. Hulle luister regtig soos wat ons gesien Dawid gedoen het. Hulle bely hulle sonde en hulle bekeer hulle daarvan. Dit beteken hulle draai om en hou op daarmee. Hulle maak reg so ver as wat hulle kan. Hulle bring hulle lewe terug op die pad wat Jesus hulle leer. Waarheen hy hulle lei, waar agter hulle hom volg. Hulle luister na hom en hulle volg hulle goeie herder. Soos die gelykenis wat Jesus vertel het van die verlore seun. Skape van die Here staan op uit hulle varkhok waarin hulle lewe beland het. En hulle gaan terug na die huis van hulle Vader toe. Hulle gaan terug na hom toe waar hy vir hulle staan en wag met oop arms. Daar waar hulle vir altyd weer saam met hom in sy huis sal wees. So maak skape van Jesus. Ek vra weer, is jy 'n skaap van Jesus Christus? Dink 'n bietjie. Hoe reageer jy op wat hy sê deur sy woord wat jy lees en op die verkondiging daarvan in die erediens? Luister jy of hoor jy net? Volg jy of bly jy maar by jou gewoontes? Hoe reageer jy wanneer iemand jou aanmoedig om na hom te luister en om dan te lewe soos wat hy in sy woord leer? Om nie te wag tot jy in die varkhok beland nie, maar om jou lewe van die begin af op sy weg te rig. Of as jy in die varkhok was, om dit terug te bring, terug na hom toe. Hoe reageer jy wanneer iemand jou uitnooi na 'n erediens toe? Byvoorbeeld, elke Saterdag so WhatsApp wat jy kry om te sê, kom jy om te hoor wat die Gees vir die gemeente sê, vir jou sê, hoor jy sy stem? Jesus se skape luister na hom. Ja, ons sien 3 dinge van Jesus se skape. Hulle glo in hom, en hulle is ywerig, hulle span hulle self in om sy stem te hoor. Hulle probeer hom beter ken, hulle wil nader aan hom kom, en dan as hulle hom hoor, dan volg hulle hom, en hulle doen wat hy sê. Dis Jesus se skape. En weet jy, dit is vir hulle. Dit is vir hulle wat hy die ewige lewe gee. Nie net eendag nie. Nee,
In geloof is jy dadelik deel van sy koninkryk. Jy kry dadelik deel daaraan. Jy kan nooit weer sterf nie, jou lyf sal nog vir 'n rukkie gaan, maar nie jy nie. Nee, dadelik is die ingesteldheid teenoor hierdie ou lewe heeltemal anders. Dit gee vir ons 'n tinteling van opgewondenheid, want ons is die Here se skape. En ons is op weg na hom toe, na daardie ewige, wonderlike, fantastiese, onophoudelike saligheid by die Here vir altyd. Wat kan wonderliker wees as om 'n skaap van Jesus te wees? Maar oppas nou om te dink dat jy dit uit jou eie gedoen het en dat jy self baie trots voel daarop. Jy kan net glo as die Heilige Gees die wedergeboorte van bo af in jou werk. En daarom dat Jesus dan sê, sy skape is 'n geskenk van sy Vader af. Soos wat hy op 'n ander plek in Johannes 6 sê, niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie na my toe trek nie. Niemand kan in die koninkryk kom as hy nie van bo af gebore word nie. Nee, en hulle is nie sommer net enige geskenk soos al die ander gawes wat die Vader ook aan die Seun gee nie. Nee, sy skape is die belangrikste van God se geskenk. Dit het hy self gesê. Die belangrikste van alles wat Jesus as Seun van God, van die Vader ontvang het, is ek en jy wat glo. So kosbaar, dat die Vader sy Seun stuur, om ons met hom te versoen. En wanneer sy Seun vir hom vra, ja, ek sien die kans vir hierdie lyding, laat dit verbygaan, dat 'n Vader se liefde vir hierdie skape, vir my en vir jou, soveel is, dat hy vir sy Seun sê, dis waarvoor jy geroep is, dis waarvoor jy gestuur is. So kosbaar is ons as geskenke aan hom, dat hy sy lewe vir ons aflê. Die goeie herder, wat homself offer. So kosbaar, dat die Heilige Gees dan hierdie wedergeboorte van bo af werk. Ons versterk, ons lei en ons help, en vir ons 'n nuwe lewe bewerk, sodat ons as skape in hom sal kan glo en sal glo, sodat ons kan hoor en sal luister, sodat ons kan volg en sal volg. So kosbaar. Is dit dan moeilik om te verstaan? Is dit nie logies nie, dat hy ons sal beskerm en sal bewaar nie? Dat hy die 99 wat in die kraal is, sal los en die een gaan soek wat daar nog rondloop. Die een wat verdwaal het, of die een wat nog nie hier is nie. En dat hy vir my en vir jou sal gebruik om te sê, gaan haal daar die een wat nog daar is, gaan soek, gaan nooi, want die een van my skape, as jy met hom praat, sal hy hoor, en hy sal luister, en hy sal volg. Praat met almal, en die wat my skape is, sal kom, maar moenie ophou praat nie. So kosbaar, dat dit nie anders kan nie. Nie een van hulle sal ooit verlore gaan nie. Jesus sê dit soveel keer hier. Hoor bietjie, hy sê niemand sal verlore gaan nie, en dan beklemtoon hy dit. Hy herhaal dit weer. Niemand sal verlore gaan nie, en niemand sal uit my hand geruk word nie. En dan gaan hy nog verder. En hy sê hulle sal ook nie uit my Vader se hand geruk word nie, want dit wat die Vader aan die Seun gee, is ook die Vader se nog steeds. Wie en wat kan God se belangrikste geskenke uit die Seun se hande ruk? Hulle wat met 'n dubbele stel goddelike hande vasgehou word. Die hande van die almagtige, drie-enige God. Kom ek sluit af met die opmerking dat dit eintlik glad nie nodig is en eintlik verkeerd is om te sê, vra jouself of jy 'n skaap van God is nie. Jy hoef nie te vra of jy 'n skaap van God is nie. Vra liewer of jy in hom glo. Dit is 'n vraag wat jy kan antwoord. Glo jy regtig persoonlik in hom as jou verlosser,
jou enigste, jou volkome verlosser, sodat jy by niemand en by niks anders, ook nie by jouself, enige heil soek en verwag en die eer daarvoor gee nie. Net Jesus Christus, hy alleen. En vra jou dan, of jy na hom luister as jou koning, die koning van jou lewe. Is daar 'n hinkering in jou om meer te hoor wat hy sê? Om meer te weet en te begryp van wat hy wil en wat hy nie wil nie? En verander jy jou lewe en jou gewoontes, sodat dit meer en meer lyk soos syne? Vra jouself of jy luister en hoe jy luister wanneer Jesus se oproep na jou toe kom tot vermaaning, tot aanmoediging en bemoediging om te sê, kom terug na my waarheid toe. Wanneer dinge nie reg is nie en hy roep, hoe reageer jy? Hoe reageer jy op die aanmoediging wanneer iemand jou aanmoedig om op hom te fokus? Vra jouself of jy hom as jou goeie herder volg op die pad wat hy vir jou wys, waar hy jou wil hê en hoe hy jou wil laat lewe. Want as jy regtig en persoonlik in hom glo, en as jy na sy stem luister en hom volg, dan is jy een van sy skape. Dis wie sy skape is. Hulle wat glo, hulle wat luister en hulle wat volg. En dan, as jy een van sy skape is wat glo en luister en volg, dan sal daar niks wees wat jou van die liefde van Christus kan skei nie. Nooit in der ewigheid nie. Selfs nie eers jou eie sonde en jou tekortkominge nie. Nie die wêreldse verleiding of die duiwelse komplotte nie. Niks. In 1 Petrus 1 vers 23 sê hy, omdat ons glo, sit hy ons in bewaring tot ons in die hemel sal kom. Daardie woord van bewaring wat hy daar gebruik, is 'n woord beteken soos in 'n weermag, wanneer jy 'n oorlog gevoer het, en jy het iemand gevange geneem, dan sit jy hom in gevangenskap, jy maak hom toe, sodat hy nie self kan ontsnap nie. Jou eie sonde kan jou nie uit sy hande uitvat nie. Maar ook die vyand kan nie inkom en hom te kom steel nie. Die duiwel in die wêreld kan jou nie uit sy hande uit wegvat nie, want hy bewaar jou. Niks kan jou van sy liefde in Christus skei nie, want jy's een van sy skape, die kosbaarste besitting wat die Vader aan hom gee, binne in sy hande en binne in die Vader se hande. Niks en niemand kan jou by hom wegruk nie. Dan sal jy, wag 'n bietjie, dan het jy die ewige lewe by hom ontvang. By jou goeie herder, vir ewig, wat jou so lief het, dat hy sy lewe vir jou afgelê het. Wat kan mens nog sê? Maar net dit. Glo in hom. Luister na hom. En volg hom. Hy is die enigste, die volkome, die volmaakte, die liefdevolle goeie herder. By hom sal jy lewe vir ewig. Glo in hom. Luister in hom. Volg hom. Amen. Ek wil jou 'n paar sekondes kans gee om net rustig met jou herder te kan praat en dan gaan ek ons voor.
Onse Vader in die hemel, ag Here, wil U ons hierdie vrede gee. Hierdie vrede om te weet dat in U hande is ons veilig. In die hande van U Seun net so. Dat ons die prys kan sien wat U bereid is om te betaal om ons in die hande te hou en te bewaar. Die prys van U Seun, die prys van U eie lewe. En dit alles deur die liefde van die Heilige Gees wat in ons werk, sodat ons dit kan doen. Ag Here, en ons vra dat die wat nie by U is nie, die wat verdwaal is, daardie een, dat U ons vir 'n rukkie sal los en hulle gaan haal. Terwyl ons hier in U beharing is, maar dat U sal gaan haal en dat U ons sal gebruik om te gaan roep en te gaan haal en terug te bring. Want ons weet, Here, die een wat van U is, sal hoor. En al hoor hulle nie die eerste keer nie, help ons om aan te hou en aan te hou. Hoeveel keer moet U partymal met ons praat voordat ons behoorlik luister? Help ons om nie moedeloos te word nie, maar om aan te hou vir solank daar nog 'n dag is soos vandag, dat ons vandag nog elke vandag sal gebruik vir daardie vandag. Bring ons by mekaar in hierdie sekerheid. En wanneer daar tye in ons lewe kom, wanneer ons na onsself kyk en ons sou begin wonder, ag Here, bevestig ons deur U woord. Gee ons die sekerheid. En as daar een van ons is, Here, wat hier is, maar nie regtig by U is nie, dan vra ons, Here, verander ons harte. Werk dit in ons. Maak ons U skape, Here. Bevestig daardie geboorte van bo af. Deur die Gees wat in ons werk, dat ons juis onder sy heerskappy sal lewe. Maak ons harte oop om te kan glo. Hou dit oop om te glo. Verander ons harte sodat ons wil luister, dat ons meer en meer soek na U woord. Maak ons ore oop om te kan hoor, Here. Maak ons hande en ons voete aan U beweeg om te doen wat U vra, om U te volg. En in dit alles, dankie vir die sekerheid, die absolute sekerheid van ewige lewe in heerlikheid en heiligheid en saligheid vir ewig by U. Dankie dat ons nie hoef te wonder nie. Maar help ons, soos ons geloofsvader Abraham, om net te glo. En dan te luister en te volg.